Episode 11. Een woord kan alles verander. Een gesprek, een sin, een woord kan 'n verhouding red of het vir altyd verbreek. Jy onthou dit. Iemand het iets gesê en het dit jou diep geraak. Die vraag is, wat doen jou woorde aan ander mense? Vandag gaan jy leer hoekom verhoudings verbreek en hoe om dit te keer. Die 3 grootste foute wat mense maak met woorde en hoe jy iemand kan opbou met net een sin. As jy dit toepas, gaan jou huwelik verander, jou bediening verander en jou mense begin groei. Spreuke 11 sê, woorde kan wonde maak. Vers 9. Met die mond stort die roekelose sy naaste in die verderf. Dit is kragtig. Nie fisiese geweld nie, woorde. Jy het dit al gesien. 'n man wat sy vrou afbreek, 'n ouer wat 'n kind etiketeer, 'n leier wat mense verkleineer. En hier is die gevaar. Woorde los merke wat jy nie kan sien nie, maar mense dra dit vir jare. Die vraag is, wie se stem speel nog in jou kop af? Jy is nie goed genoeg nie, jy gaan dit nooit maak nie. Draai nou daai ervaring om. Is jy daardie stem vir iemand anders in hulle lewe? Die volgende belangrike punt wat ons in Spreuke vind is, die grootste verhouding vernietiger, naamlik skinder. Spreuke 11 vers 13. Hy wat rondgaan as 'n kwaadstoker, openbaar geheime. Is baie duidelik. Skinder verbreek vertroue. En sonder vertroue kan geen verhouding oorleef nie. Nie huwelik nie, nie vriendskap nie, nie bediening nie. Kom ons wees eerlik. Skinder klink nie altyd sleg nie. Dit klink soos, ag bid asseblief vir hom. Of, ek sê maar net. Of, ek dink jy moet weet wat aangaan. Maar eintlik vernietig dit. As iemand saam met jou of in jou teenwoordigheid skinder, sal hulle ook oor jou skinder. Die volgende waarheid is ook kragtig. Een regte woord kan genesing bring. Spreuke 10 vers 11 en 10 vers 21 sê, die mond van die regverdige is 'n fontein van lewe. Die lippe van die regverdige help baie mense reg. Dink daaraan. Jou woorde kan mense voed. Jy kan hoop bring, geloof bou, iemand optel wat moedeloos is of wil opgee. Jy het nie 100 woorde nodig nie, net een regte woord. Byvoorbeeld, ek glo in jou. God het 'n plan vir jou. Jy gaan hier deurkom. Daardie een sin kan iemand se hele dag verander of dalk selfs hulle hele lewe verander. As jy wys is, sal jy herstel, nie net reageer nie. En is hier waar volwassenheid inkom. Die meeste mense reageer vinnig, praat uit emosie, sê goed waaroor hulle later spyt is. Maar wysheid stop en dink en bou. Spreuke leer ons, die regverdige beskerm, die wyse bring lewe. Nou hier is 'n praktiese sleutel. Voordat jy praat, vra jouself af, is dit waar? Is dit nodig? Is dit opbouend? Indien nie, bly stil. Reaksie verbreek verhoudings. Wysheid bou dit op. Kom ons vat saam. Woorde kan wonde veroorsaak. Mense onthou dit vir jare. Skinder vernietig vertroue. En sonder vertroue is daar geen verhouding nie. Een woord kan genees. Jy kan lewe spreek. Wysheid herstel. Dit reageer nie net nie. Dink voor jy praat. Sê dit saam met my.
Ek kies om lewe te spreek. Ek kies om lewe te spreek. As jy vandag besluit, ek gaan my woorde gebruik om te bou. Ek gaan mense optel, nie afbreek nie. Tik dan hieronder, ek spreek lewe. Ek wil saam met jou staan in hierdie besluit van jou. En ook in my besluit. Die vraag is nie of wysheid roep nie. Die vraag is, sal jy luister? Tot volgende keer. Groete uit Keetmanshoop.